Hartlike goeiemôre, baie welkom by ons Woensdagherdenking. Dit is lekker om in te skakel en met jou te konnekteer deur hierdie platform. Nou ek het so tyd terug toe luister ek na 'n podcast van Craig Rochelle wat gesels het oor die goeie kwaliteite van 'n goeie leier. En onder andere het hy gesels dat 'n leier behoort dringend te wees, maar ook terselfdertyd geduldig te wees. En ek het nogal by myself gedink, maar hoe kan 'n persoon geduldig wees en dringend wees op dieselfde tyd? En ek het by myself gewonder, maar is daar nie 'n skrifgedeelte, sê God se woord nie vir ons iets juis oor hierdie leierskapskwaliteit nie? En toe kry ek hierdie skrifgedeelte in 2 Timoteus 4 vers 2, waar Paulus sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, met alle lankmoedigheid en onderrig. Jy sien, ek weet nie of dit jy soos ek is nie, maar ek is 'n dringende persoon. Ek wil 'n ding nou gedoen hê, ek wil 'n ding nou hê, ek wil nie wag nie, ek is glad nie goed om geduldig te wees nie. Maar partykeer werk die Here nie in die dringendheid van my en jou lewe nie. Hy werk in die geduldig wees. Hy werk in daai area wat ek en jy hom vertrou en waar ons net geduld uitoefen. Want baie keer wil die Here my en vir jou eers voorberei voordat hy 'n spesifieke deur oopmaak, voordat hy 'n spesifieke antwoord vir my en vir jou gee. En daarom vra hy geduldigheid. Maar hy vra ook terselfdertyd wees dringend. Dringend oor die dringende sake in my en jou lewe. En een van daardie dringende sake is my verhouding met God. Ons moet dringend wees met dit. Ons kan nie, ons durf nie dit afskeep nie. Ek en jy moet elke liewe dag met ons tyd maak vir die Here. En ons moet nie net tyd maak deur Bybelstudie te hou en 'n kort gebed te doen en dan aan te gaan met ons lewe nie. Ons behoort om deel te maak van elke oomblik van ons lewens. Ons moet dringend wees oor ons verhouding met God. En terselfdertyd moet ons geduldig wees vir sy antwoorde. So mag jy hierdie week uitgedaag wees, mag jy dringend wees oor die belangrike dinge in jou lewe, en mag jy geduldig wees op die Here, want hy is ons goeie Vader, hy is ons God, hy is ons almagtige een, die alomteenwoordige een, en hy los my en jou nooit uit nie. Mag die Here jou ontmoet hierdie week, mag hy jou seën, en mag hy saam met jou wees waar ook al jy gaan. Mag jy sout en lig wees vir hierdie aarde, wat dit so nodig het. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.